Goeiedag, is 'n voorreg om rondom die woord saam te wees. En ons bid dat die Heilige Gees ons mag begelei wanneer ons die woord oopmaak. Ons lees vandag Psalm 16 vanaf vers 1. 'n Gedig van Dawid. Neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds behalwe by U. Die afgode in die land so aantreklik vir baie, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie, hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. En veral hierdie vers 5. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor in die dood nie, U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Die vraag is 'n bietjie vanmôre, is Christendom die moeite werd? En dan is Christendom regtig die moeite werd? En om dit te kan antwoord, moet ons verstaan waaroor Christendom regtig gaan. Dan moet ons verstaan die rykdom en die oorvloed van kind van God wees. Ons moet kan verstaan die geborgenheid wat ons het in die arms van God te midde van die storms in hierdie gebroke lewe. Dis eers as ons verstaan dat God inderdaad alles is en dat ons in 'n kenverhouding met hom lewe en kan lewe. Dis dan wat ons eintlik eers die vraag kan antwoord: is Christendom werklik die moeite werd? Maar hierdie dinge, hierdie rykdom van Christendom, is dit vir ons bloot net teorie, of is dit iets wat ons weet, beleef en wat ons lewe bepaal? Die genade, die beloftes van die evangelie wat aan ons verseker word, is dit iets wat waarlik leef in ons harte, in ons denke en in ons dade? Soms vind ons tog maar ons vreugde, ons sekuriteit in ons beroepe, in ons besittings, of in ons gesondheid, of in ons huwelike, of in ons polisse, of in die beheer wat ons het oor 'n situasie, en ons probeer om sekuriteit skep in ons omstandighede. En niks van bogenoemde is eintlik onbelangrik nie, maar dis tydelik en het grense, is wisselvallig. Maar hier in Psalm 16 lees ons van 'n pragtige deel wat afgemeet is, van 'n lewe van lof, van volheid, van vreugde, 'n lewe wat geleef word uit God se genade. Hier word 'n lewe beskryf waar daar veiligheid en geborgenheid is, ten spyte van moeilike omstandighede en gevaar, en ten spyte van afval en afgoderry. Kom ons kyk 'n bietjie nader na hierdie volheid wat hier geopenbaar word. En dan staan daar, ons fokusvers vers 5, die Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Nou wat hier gesê word, Here, U is my lewe, die betekenis van 'n regstreekse lewe vanuit God se hand. 'n Meer letterlike vertaling is: U is my toegedeelde deel, my toegedeelde erfenis. En hierdie gedagte van 'n toegedeelde deel kry ons in Numeri 18, waar gesê word dat die priesters kry nie fisies deel van die beloofde land nie, maar die Here sê, ek is julle toegedeelde deel. God self, dis die volheid van hulle lewe wat hulle ontvang. Hulle moet dus leef ook direk uit God se hand. So dit wat die volk, ook die tieners wat die volk moet gee vir God, dit wat God toekom uit hierdie, moet dan die priesters versorg word. Ook onder andere 'n deel van die offervleis wat aan God gegee word. En ons sien dat die Lewiete het eintlik ook op dieselfde manier geleef in Deuteronomium 10 vers 9 en 18 vers 1. Dit gaan ons oor 'n lewe direk uit God se hand. God self en hulle diens aan God beslaan hulle hele lewe. Hulle totale lewe met hulle fisiese versorging is hulle van God afhanklik. En nou gebruik Dawid op Psalm 16 hierdie selfde gedagte en sê, my lewe is direk uit God se hand, wat ek ontvang het van God, en is alleen maar vanuit God dat ek kan lewe. Ons sien dit as Nuwe Testamentiese gelowiges nog duideliker in die openbaring van die ware lewe in Jesus Christus. Jesus Christus is self God. Hy verneder homself om mens te word. Hy het gekom om vir ons aan die kruis te sterf. Sy liggaam is gebreek, sy bloed is vergiet, sodat ons die lewe kan hê, ten spyte van ons sondeverlorenheid,
het hy gekom en vir ons betaal, en deur geloofsomhelsing van hom as verlosser en koning, kry ons die ware lewe. Sonder Christus is ons almal verlore. Al het ons, is ons sogenaamd goeie mense en in 'n kerk groot geword, of al het ons dalk 'n geestelike ervaring gehad, almal het die genade en die verlossing in Christus nodig, en dit is die enigste, Christus se betaling aan die kruis, en sy liefde vir ons wat hy bewys het aan die kruis, is die enigste manier hoe jy ware lewe kan hê. En daarom sê die Here ook in Johannes 10 vers 10, ek het gekom sodat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. En dan is dit nie maar bloot in materiële dinge nie, maar juis hierdie geestelike weer in verhouding met God kan wees, dat God my Vader kan noem. Christus self is die ware en die volle lewe. Sonder hom is daar eintlik maar net die gebrokenheid van die wêreld, of dan die uiterlike dop van godsdienstigheid, sonder ware verhouding. En dit is inderdaad nie die moeite werd. Hierdie ware lewe is egter nie iets wat ons kan verdien of voorwerk nie. As ons kyk hier in Psalm 16 vers 5, dan dui dit op iets wat ontvang word. Ons kan nie deur ons eie goeieheid aanspraak maak op iets nie. Hier is 'n gedagte van 'n erfenis, iets wat jou toegedeel word. Die ou vertaling vertaal dit met die Here is deel van my erfenis, U onderhou my lot. Soms dan kyk ons na ons lewe en na onsself en na ons foute, en nou wil ons sê, ja, maar hoe kan ek die genade van God verdien? Ek is nie werd om hierdie volheidslewe te ontvang nie. Ek kan nie die prins en die prinses wees wat God my maak, deurdat hy my Vader is. Hy is die koning van alle konings, en hy maak my sy kind, daarom is ek prins of prinses. En dan sê Psalm 16, maar jy's reg, jy is dit nie werd nie, jy verdien dit nie, jy kan dit nie verdien. Maar God gee dit vir jou uit genade. En dat ons nou weet in Nuwe Testamentse konteks, genade in Christus, deurdat Christus in jou plek vir die sonde betaal en vir jou gekoop het tot God se eiendom. Die lewe in God, 'n lewe as verbondskind, ontvang ons op grond van die versoeningswerk van Jesus Christus, deur die werking van die Gees, wat ons in die geloof omhels, as ook vir ons. Ja, dis juist met geloofshande, wat ons dit omhels, en dan weet ons kan ons staan in 'n verbondsverhouding met God. Dis waar ons sekuriteit vind, dis waar ons volheid vind. En dis seker die ding, is dit waar in jou lewe? Of is dit net aspekte van ons lewe wat ons dit van kan sê? Sekere aspekte leef ek in God se genade, maar ander aspekte hou ek vir myself, en ek wil eintlik myself beheer hê. Is dit waar in jou lewe? Want alleen maar as dit 100% oorgegee is aan God, alle aspekte, om te sê, Here, U alleen, en U genade alleen, en sonder U is ek nêrens. So, as dit nie so is nie, dan 'n halfpad geloof is inderdaad nie die moeite werd. 'n Halfpad uiterlike dop Christendom is maar net magnies moenies, en 'n dingetjie wat jy aanplak, maar net die wese van jou lewe bepaal. Maar juist omdat Dawid verstaan dat God die lewe is, sien ons dat hy met sy hele lewe inderdaad dan by God gaan skuiling soek. Soos 'n kuiken onder die vlerke van 'n hen skuiling soek, so is daar vir die Here, is daar Dawid ook gaan soek by die Here 'n skuilplek. Dis waar sy veiligheid is. Skuilplek vir ons menswees, 'n veilige hawe vir ons emosies, ja, daai anker wanneer my lewensboot die storm tref, wanneer mense nie verstaan of my kwaad, of mense nie verstaan waaroor dit gaan nie, of aan my kwaad doen, dan is God se arms vir ons 'n skuilplek en 'n veilige tuiskoms. En sien ons dit raak, of het ons al so vasgeraak in die gejaag van hierdie lewe, dat hierdie basiese kernsake so half op die agtergrond verdof. En daarom, laat ons die Heilige Gees bid om opnuut hierdie waarheid, soos dit vind in Psalm 16, in ons harte bevestig. Soos wat ons ook bely elke Sondag ons geloof. Dat is opnuut die erfenis wat ons ontvang van God sien en ken en beleef. Wanneer ek die genade en die liefde van die Here werklik hoor en sien en leef, dan is dit dat ons, soos Dawid sê in vers 6, 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het is vir my mooi. En wanneer ons as verbondskinders hierdie erfenis, hierdie rykdom sien en beleef, wanneer ons die volheid van die ware lewe van God leef, dan roep dit ons, dan dring dit ons om te antwoord met geloofsvertroue. En miskien sal ons sê, ja, dis waar, maar dis nie regtig waar vir alle aspekte van jou lewe nie. En dit is dan nou sekerlik die vraag vanoggend, is die waarheid
so waar in jou lewe, dat dit jou dring tot 'n geloofsantwoord. Is hierdie geloofsantwoord werklik in jou lewe, in alle aspekte van jou lewe? En jy sien ons in Dawid se lewe, dat hierdie geloofsvertroue, hierdie geloofsvolheid, ten spyte van soms moeilike omstandighede, en wat met hom ook al gebeur het, maar dan, dit is sy antwoord, in vers 2. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Letterlik staan daar eintlik, ek het tot die Here gesê, U is my Here. En wanneer hy staan, ek het tot die Here gesê, dan gebruik hy die verbondsnaam van God, Jahwe. Jahwe in Hebreëus. Dis God se eie naam. Dis die naam waarmee hy homself aan Moses bekend maak. Ek is wat ek is. Die verbondsnaam plaas klem op die verbondsverhouding wat daar is tussen God en met jou, wat deur die geloof hom omhels. Maar vanuit hierdie verbondsverhouding, sê die Here, sê Dawid, ek het vir die Here gesê, Jahwe, my verbondsgod, U is my Here, en dan word die Hebreëse woord Adonai gebruik. Dit beteken heerser, koning, die een wat gesag oor my het, hy is nou my eienaar. So Dawid sê dus, ek het tot die Here, Jahwe, verbondsgod, met wie ek in 'n intieme geloofsverhouding staan, het ek gesê, U is my Here, U is my Adonai, U is my koning, die een wat gesag oor my het. Ek behoort aan U. En dis dan, soos die nuwe vertaling het ook tereg vertaal het, van ek behoort aan U. En hierdie kort sinnetjie in vers 2 is dis hierdie, nie net die belydenis van God se genade, liefde, wat ek in geloof omhels nie, maar ook die volkome geloofsoorgawe, die antwoord en sê, U is my Here, U is nou my koning, ek behoort aan U, ek doen wat U sê. En die twee kan nooit van mekaar geskei word nie, kan nie los van die ander gefunksioneer word, kan funksioneer nie. Dis 'n onvoorwaardelike, totale toewyding aan God. So dit gaan nie oor iets van 'n eie ek en 'n mens gesentreerdheid en my geluk en my agenda van my lewe en wat ek wil hê vir hierdie lewe. Hierdie totale oorgawe om te sê, of ek nou besig is met harde besigheid, of ek ontspan, of ek deel is van 'n groep, of ek vakansie is, of ek swat en of ek sokkie, of ek kerk toe gaan, of was die Here is die koning oor dit alles en dit bepaal hoe ek elke dag moet lewe. Volkome oorgegee aan God. Baie keer wil ons sê, ja, Jahwe, U is ons verbondsgod, wees ons genadig, en gee my U liefde, en ons moet dit doen, want liefde is die basis van Christendom en die wese daarvan. Maar ons kan nie vergeet, dat die Here ook Adonai is, dat hy ook die besitter is, van wie ek volkome gehoorsaam moet wees. Ons kan nie sy liefde aanvaar, maar nie sy koningskap nie. Kan nie maar kies, watter opdragte ek wil daar kom nie, en hoe my lewe verander moet word. Ek behoort nou aan God. En terselfdertyd ook, dat mens nie net hom kan aanvaar as Adonai nie, van wat alles van my vra, en dat ek aan hom behoort nie, maar ek mis dat hy ook Jahwe is, die verbondsgod, wat my lief het, en wat my styf vast teen sy hart hou. As ek net aan Adonai vashou, dan word dit net amper weer 'n klomp godsdienstige reëls, en dan is ek amper altyd onwaardig, en ek is amper 'n vrees vir die Here in 'n negatiewe sin. Ek moet die Here aanvaar as Adonai, maar ook as Jahwe. Die ander moontlikheid is natuurlik dat hy nie Jahwe of Adonai in my lewe is. Dat hy nie God in my lewe is. En dan kan ek selfs in 'n kerk wees, maar dan beleef ek maar net formalisme, uiterlik. Naam op 'n kerklys. Manier hoe ek groot geword het sonder verhouding. En dit is inderdaad nie die moeite werd nie. Daar is egter geen beter plek vir ons om te wees. Geen beter plek om na toe te hardloop. Met al ons seer, met al ons nie verstaan, met al ons swaarkry, met al die uitdagings van hierdie lewe. Met die doel en die rigting van die lewe. Daar is geen ander plek waantoe ons kan hardloop as juist na ons hemelse Vader en te sê, Here, U is Jahwe, U is my verbondsgod, U is my Adonai, U is my koning. Ek leef in 'n verhouding met U en ek volg U waar U my ook al lei. So plaas Dawid sy geloofsvertroue op God. En ons kry dit ook in Psalm 73 vers 25 waar Asaf sê, daar is vir my niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Volkome vertroue plaas op God, of as die Here vir sy disippels vra in Johannes 6, wil julle nie ook weggaan nie? Dan antwoord Simon Petrus, maar Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat die ewige lewe het, vir die ewige lewe gee. Vir jou en my is daar nie 'n ander lewe nie. Daar is nie 'n halfpad lewe nie. Alleen maar by God en volkome oorgegee aan God is daar ware lewe en vrede, is daar skuiling. Ook
in die tye wanneer ons dalk platgeslaan is, of werk verloor, of as ons iemand naby aan ons sterf, of as ons gemoedeloos word oor selfs die gebrokenheid van die lewe om ons en met ons en in ons. As ons moeg gestry is en geworstel is, as ons nie verstaan nie, as ons nie meer weet waarheen nie, as die tempo van die lewe te vinnig word, laat ons dan, en dalk juist dan, kies om in die rus en die vrede by God te vind. Soos Dawid sê, Here, by U skuil ek. Maar ons sien ook hoe hierdie geloofsvertroue en geloofskeuse in antwoord op wie God is, verder ontplooi en praktyk gemaak word in die lewe van Dawid. Ons sien ook in die Psalm hoe hy sê, maar hy skei hom volkome en beslis af van enige van die afgode. Hy staan radikaal teenoor die afgode diens, soos ons lees in vers 4. Hy wil hulle name nie eens op sy lippe neem. So dit word praktyk in sy lewe, hy lewe anders. Daar's dinge wat hy net nie aan gaan deelneem nie. Hy sal anders te lewe as die wêreld. En so ook ons taal, ons besigheid, ons verhoudings, ons geldsaake, ons tydbesteding, ons prioriteite sal en moet anders wees as die wêreld. Hierdie ek behoort aan die Here kom uit in die praktyk van ons lewe. Eindelik as ons dieselfde as die wêreld lyk en doen en dink, dan moet ons dalk bekommerd wees. En dalk is ons dalk nie in gehoorsaamheid in God dat ons lewe nie. Maar wanneer ons onsself verloor om waarlik in God te vind, wanneer ons soos Dawid sê, Here, ek behoort aan U, is my lewe, wanneer ons in geloofsvertroue deur die krag en die werking van die Gees oorgegee is aan God, dan kan ons saam met Dawid in blydskap jubel en sê, daarom is ek bly, vers 9. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. By U is daar oorvloedige blydskap. Ons moenie die diep gewortelde vreugde, vrede, geborgenheid, die sin van die lewe, die doel van die lewe, wat alleen maar by God te vind is. Ons moet dit nie mis nie. Ons moet, soos die psalmdigter kan sê, 'n pragtige deel is van my afgemeet. Mag ons dit nie net weet en bely nie, maar mag ons dit ook beleef en uitleef. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie vir die woord uit Psalm 16 wat U vir ons gee, om ons net weer te herinner aan die rykdom van U genade, die volheid van wie U is, en dat ons U kinders mag wees, en daar uit U genade en uit U liefde mag lewe elke dag. Ja, Here, ons wil U die liefde opnuut omhels en sê, Here, U is Jahwe, U is Adonai, U is ons verbondsgod, maar U is ook ons koning. Ons wil in gehoorsaamheid volg waar U ons lei, maar Here, ook wil ons in hierdie week wat voorlê net oorloop van U genade na elkeen wat oor ons pad kom. Gee ons daartoe die wysheid om die regte woorde te sê en die regte woorde mense ook te kan bedien, sodat hulle nader kan groei na U toe en iets meer beleef van U liefde. Ons bid hierdie gebed uit genade in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap, die teenwoordig wees, die begeleiding, die troos en die krag van die Heilige Gees, is en bly met julle elkeen. Amen.